Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 3de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, onderwysers 3% het 'n misdaadgeskiedenis. Nuushooftrekke vir vandag lyk so. Beaufort Wes se burgemeester bedank onverwags. Onderwysers 3% het 'n misdaadrekord. Afrikaner vlugtelinge, dit gaan goed met hulle. 'n Man met 'n klomp adders gevang op lughawe in Mumbai. Verstappen kan geskort word. Heinrich Klaasen is klaar met Protea Cricket. Die jongste data wat ingesamel is deur die onderwysdepartement wys dat sowat 3% onderwysers wat in Suid-Afrikaanse skole geregistreer is, wel 'n misdaadrekord op hulle naam het. Van die misdade is moord en ernstige aanrandingssake wat opgeteken is op hulle rekords. Verlede jaar se rekords het 3,08% getoon. Dat die rekords wat nagegaan is daar so daarom 'n redelike afname in getalle gewees, volgens die statistieke, omdat voordat 1 uit 34 personeellede 'n misdaad verlede het. Die getalle sluit in tydelike aanstellings, sportafrigters en ander terreinwerkers. Volgens die data wat versamel is, het 1,22% vorige veroordelings wat seksueel van aard is. Geweldsmisdade soos aanrandings maak 23% uit, dwelmverwante veroordelings is 12%, huisbraaksake maak 3,6% uit en moord 2,4%. Verder blyk diefstal met 18% ook gereedelik onder die studie uitgestaan het. Geen sake van skuldig bevindings teen onderwysers ten opsigte van verkrachtings of misdade teen kinders kon opgespoor word nie. 1% van die onderwysers is verhoorafwag tot op sake wat teen hulle gemaak is. Volgens die departement is dit kommerwekkend dat soveel onderwysers of opvoeders oor misdaadgeskiedenis beskik waar hulle direk of indirek met skoolgaande kinders betrokke is. Van die verhoorafwagtenis sluit in sake soos verkeersoortredings, aanrandings, diefstal en opsetlike saakbeskadigings. Met die aanstellings word kandidate juis daarop gevra of enige vorige veroordelings bestaan. Indien hulle dit verswyg, kan 'n boete opgelê word of tot 7 jaar gevangenisstraf kan so 'n kandidaat in die gesig gestaar word. Die skole van Gopane en Vryburg is juis nou in die hof vir korrupsie aangekla en 'n stoopborg van R2000 vrygelaat. Die beskuldigde sal gedurende volgende week weer in dieselfde landdroshof moet verskyn. Beaufort Wes se burgemeester het sy bedanking ingedien. Sias Reynolds van die DA het Vrydag in 'n kort verklaring op sy Facebookblad aangekondig dat hy die tuig as burgemeester neergelê het. Volgens die Beaufort Wes munisipaliteit het die raad 'n waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Reynolds is op 4 Julie 2024 as burgemeester van Beaufort Wes verkies. Reynolds het ook die gemeenskap bedank vir hul ondersteuning gedurende sy termyn. Lydens die verklaring is daar tydens sy amptetermyn onder meer 'n aansoek om finansiering van R46 miljoen vir watermeters van nasionale tesorie onderteken en 'n beduidende gedeelte van die munisipaliteit se Eskom skuld is ook afgeskryf. Die eerste groep Afrikaners het op 12 Mei in die VSA aangekom en die tweede groep glo verlede week. Volgens inligting is daar nou 68 Afrikaner vlugtelinge in Amerika. Die meeste van hulle het reeds werk gekry. Daar is ook heel party kinders onder die eerste groep vlugtelinge. Die kinders is nog nie in skole geplaas nie, want dit is nou somervakansie en die skole is tans gesluit. Diegene wat daar bly, is steeds te bang om openlik met die media te gesels, vernaam na die mediastorm toe hulle oor die water is. Die eerste groep het met 'n gehuurde vliegtuig gevlieg, terwyl die tweede groep op 'n kommersiële vlug was. Die VSA het vir albei groepe se vlugte betaal en dit sal voortdurend die geval wees. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake het Sondag aand aan die koerante gesê die ambassade in Pretoria werk steeds aan nuwe aansoeke. Vlugtelinge gaan voort om Suid-Afrika op kommersiële vlugte te verlaat as deel van die departement se suksesvolle pogings om Afrikaners te hervestig wat veilige vesting in die VSA soek. President Cyril Ramaphosa hou voet by stuk dat hy Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika op 'n gepaste tyd sal aankondig. Betrekkinge tussen die VSA en Suid-Afrika het 'n laagtepunt bereik toe Rasool uitgeskop is en 'n uitvoerende bevele van Trump wat noodhulpfondse aan Suid-Afrika opgeskort en vlugtelingstatus aan Afrikaners in Amerika toegestaan het. Ramaphosa het in sy parlementêre antwoord gesê, Suid-Afrika bly daartoe verbind om sterk diplomatieke en ekonomiese betrekkinge met Amerika te handhaaf. Daarby het 'n afvaardiging van senior amptenare Washington DC van 25 tot 28 Maart besoek
en die belangrike vraag rakende Suid-Afrika se binnelandse prioriteite en buitelandse beleid van hulle amptgenote is daar beantwoord. Ramaphosa het gesê hy het Mcebisi Jonas op 14 April sy saakgelastigde in die FSA aangewys om Suid-Afrika se diplomatieke, handels- en bilaterale prioriteite daar te gaan bevorder. Ek sal die aanstelling van Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die FSA op 'n gepaste tyd aankondig, het president Ramaphosa aan die media gesê. 'n Man wat tientale giftige adders in sy bagasie versteek het, is op 'n lughawe in Mumbai, Indië, in hegtenis geneem. Daar is op 44 giftige Indonesiese eiland bamboesadders, 3 spinnekopstert horingadders wat ook giftig is en 5 Asiatiese blaarskilpaaie beslag gelê. Dis 'n taamlik ongewone fonds vir douanebeamptes in Mumbai wat gewoonlik smokkelware soos goud, kontant, dagga of pille moet onderskep. In September verlede jaar is daar 2 passasiers in hegtenis geneem dat 5 jong krokodilagtiges in hulle besit gekry is. Die aanhef word gereeld doelbewus verkeerd vertolk om grondwetlike beskerming te gee aan mense wat onwettig in Suid-Afrika is. Action SA stel voor dat die handves van regte gewysig word, waaronder artikel 26 oor die reg op behuising. Action SA voer aan artikel 26 hou onvoorsiene gevolge in en dat munisipaliteite gedwing word om mense wat onwettig in die land is, behuising te gee. Suid-Afrikaanse ouers sukkel om hulle kinders by skole geplaas te kry omdat howe gelas dat onwettige immigrante ook plek daar moet kry. Die grondwet is 'n lewendige dokument wat verander kan word, het Action SA gesê. Die Hooggeregshof van Kaapstad het die DA gelyk gegee dat dit ongrondwetlik van die parlement was om Dr. John Sloppe van die MKP as lid van die regtelike dienskommissie, die RDK, aan te stel. Die DA sal aanhou veg vir die openbare gesag van die reg, wat openbare vertroue en geregtigheid is nie onderhandelbaar, het die DA gesê. Sloppe het hom daarna by die MKP aangesluit en as LP verkies. Sy party het hom benoem om in die RDK te dien en hy is deur die parlement tot die kommissie verkies. Daar is 'n tydelike interdik teen Sloppe se aanstelling gemaak en die MKP is verlof tot appel na die konstitusionele hof geweier. Sloppe het op 6 Oktober verlede jaar uit die RDK bedank. Die hofuitspraak het die DA gelyk gegee dat openbare vertroue in die samestelling van die regbank en die administrasie van geregtigheid baie noodsaaklik is. Die parlement moet lydens die uitspraak seker maak dat die aanwys van RDK-lede is aan streng standaarde onderworpe. Die lisensie van Ituba Holdings wat die lotery die afgelope 8 jaar bedryf het Saterdag verstryk. 'n Ooreenkoms is bereik vir 'n tydelike lisensie met Ituba wat onderteken is. Die lisensies moet ingang van 1 Junie vir 12 maande geldig. Die waarde van die 8 jaar termyn beloop sowat 180 miljard rand. Die hof het ook die toestaan van 'n tydelike 1 jaar lisensie ongeldig verklaar, maar is vir 'n tydperk van 5 maande opgeskort, wat beteken 'n tydelike operateur mag die lotery in hierdie tyd bedryf. Die hof het egter in sy uitspraak van 21 Mei aanvaar dat dit in openbare belang is dat die bedrywighede van die nasionale lotery moet voorgaan om inkomste te genereer ten einde verdienstelike organisasies te kan finansier. Max Verstappen, Red Bull se 4-malige Formule 1 wêreldkampioen, loop die gevaar om vir 1 Grand Prix geskort te word. Die strafpunte gee hom nou 'n totaal van 11 strafpunte vir die huidige tydperk van 12 maande. So 'n skorsing kan noodlottig vir sy kanse wees om 'n 5 dag tereenvolgende wêreldkampioenskap te kan wen. Verstappen sal dus op dun ys moet bly tot na 27 Oktober wanneer die 2 punte wat hy ontvang het omdat hy Norris in Mexico ook van die baan afgedwing het, sal verval. Oscar Piastri van McLaren is tans die voorloper op die puntelys van die renjaar se kampioenskappe met 185 punte. Norris op 176 punte is kort op sy hake en Verstappen is na sy misoes in Barcelona op 137, nou 49 punte agter Piastri in die 3de plek. Scottie Scheffler, die voorste beroepsspeler in golf, het Sondag sy 3de toernooi in die PGA reeks die afgelope maand gewen toe daar 4 houe tussen hom en die res en Jack Nicklaus se Memorial toernooi by Muirfield Village was. Hy het boonop verlede Sondag gesamentlik 4de in Charles Schwab kampioenskap geëindig. Dit was sy 16de triomf in die PGA reeks en net Nicklaus, Arnold Palmer, Tom Watson, Johnny Miller, Tiger Woods, Rory McIlroy en Justin Thomas het teen die ouderdom van 32 soveel toernooie as meer as 1 major gewen. Scheffler het Sondag die 4de ronde met 'n telling van 70 voltooi, waarmee hy 10 houe beter as die baansyfer klaargemaak het. Christian Bezuidenhout, die jongste Suid-Afrikaner wat aan hierdie toernooi gespeel het, het Vrydag die afsnypunt misgeloop. Die
ongekeerde Franse tennisspeler Louise Boisson het gister vir die grootste opskring van jaar vir vroue enkelspel in die Franse Ope besorg. Haar sege met 3-6, 6-4, 6-4 oor die Amerikaner Jessica Pegula, die derde gekeerde en die vierde ronde is 'n verrassing wat lanklaas in vroue tennis waargeneem is. Vroeger het Coco Gauff haar 5de agtereenvolgende kwartfinale in Parys bereik, terwyl die 18-jarige Rus Mira Andreeva die jongste vrou geword het wat agtereenvolgende kwartfinale kon haal sedert Martina Hingis in 1997 en 98 dit vermag het. Gauff, die tweede gekeerde, het die Rus Ekaterina Alexandrova wat 20ste gekeer was met 6-0 en 7-5 gewen in haar veldtog om 'n eerste Franse Ope titel te kan inpalm. Andreeva sal môre teen Boisson te staan kom. Die ongekeerde Hailey Baptiste het in haar stryd teen haar Amerikaanse landgenoot Madison Keys byna vir nog 'n opskring gesorg. Keys en Gauff kruis nou swaarde in die volgende wedstryd. Intussen sal Aryna Sabalenka vandag teen Zheng Qin die sake aanpak. Die Protea mokerman Heinrich Klaasen sal nie meer in groen en goud in aksie te sien wees nie. Klaasen het op 33-jarige ouderdom sy onmiddellike uittrede uit internasionale kriket aangekondig. Klaasen het in 2024 reeds sy toetsuittrede na 4 toetse aangekondig. Hy was 7 jaar lank 'n Protea gewees. Klaasen het in 58 deur 20 wedstryde vir Suid-Afrika 1000 lopies teen 'n briljante treftempo van 141.84 aangeteken. Ek het wonderlike vriende en verhoudings gesmee wat ek altyd sou koester, het hy aan die media gesê. Ek sien uit daarna om meer tyd saam met my familie deur te bring, aangesien hierdie besluit my sal toelaat om dit te kan vermag. Novak Djokovic, die 38-jarige driemalige kampioen op Roland Garros, het sy 6de agtereenvolgende sege oor Cameron Norrie behaal toe hy die Brit met 3 stelle met 6-2, 6-3 en 6-2 gewen het. Djokovic kom in die kwartfinale teen Alexander Zverev te staan wat verlede jaar 'n finalis was. Die derde gekeerde van Duitsland het na die kwartfinale deurgedring toe Tallon Griekspoor van Nederland gister beseer uitgetree het. Na 54 minute was die telling 6-4, 3-0 in Zverev se guns toe Griekspoor die handdoek ingegooi het. Die wenner tussen hom en Djokovic kan moontlik teen Jannik Sinner in die halfeindronde speel. Die ongekeerde Alexander Bublik van Kazakhstan het gisteraand die 5de gekeerde Brit Jack Draper se toernooi beëindig. Die telling was 5-7, 6-3, 6-2 en 6-4 gewees. Die Protea draaier Keshav Maharaj kan volgende week op Lords in die eindstryd van die wêreldkampioenskap teen Australië die eerste Suid-Afrikaanse draaier word met 200 toetspaaltjies. Sy 58ste toets sal sy derde toets op Lords in Londen wees, waar hy met 'n beste ontleding van 4 vir 85 gespog het. Hy het reeds 198 toetspaaltjies op sy kerfstok. Die Aussies het heelwat meer ervare spelers as Suid-Afrika in hulle geleedere. In die Suid-Afrikaanse groep is Maharaj een van die 3 spelers wat meer as 50 toetse agter sy naam het. Hy wys ook daarop dat Suid-Afrika 'n baie goeie rekord op Lords het. Maharaj se familie, sy ouers, sy vrou en dogter gaan ook in Londen wees. Hy sê die grootste prys vir hom sal wees om saam met sy dogter op Lords te gaan stap met die toetsscepter in sy hand. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 828, Polokwane 821, Lephalale 723, Mbombela 726, Mahikeng 621, Pretoria 321, Johannesburg 8 en 15, Ermelo 4 en 18, Richards Bay 1123, Pietermaritzburg 28, Durban 1323, Port St Johns 1220, Bethlehem 017, Bloemfontein 25, Allawal Noord 21, Welkom 620, Vryburg -2 24, Kimberley 225, Appington 425, Prieska 224, Springbok -119, Karasburg 623, Keetmanshoop 626, Mariental 628, Alexanderbaai 517, Brandvlei 118, Loederitsbaai 924, Vredendal 8 en 19, Kaapstad 1317, Sutherland -5 en 13, George 8 en 17, Jeffreys Bay 12 en 19, Geberra 1020, Graafreinet 1 en 15, Oos-London 12 en 20, De Aar 3 en 19, Molteno -2 en 16, Beaufort Wes 5 in die oggend
17 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.85 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.60. Die euro verhandel teen R20.43. Die pond kos R24.18. Die yen kos 13 sent. Die prys van silwer is $34.74 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.380 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $62.78 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag: werk volgens 'n plan, verander hom soms, maar bly in die regte rigting, hou koers, aangename dag vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.